Liewe vriende en familie, ons is in hierdie finale gedeelte van ons saamwees op weg in die boek van John Stott en vandag en môre en dan ook die res van die week doen ons 'n oorsig oor wat het ons die afgelope ruk gehoor en beleef. Ek lees vir julle een van die mees aangrypendste teksgedeeltes in die ganse Bybel, 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Aangrypend is hierdie teks, en wanneer ons hierdie teks hoor en lees, dan besef ons die diepte van wat dit ook vir ons beteken in hierdie tyd. En John Stott help vir ons deur die loop van hierdie reis om te verstaan dat die kruis staan altyd sentraal. Wanneer ons kyk na die historiese gebeurte, dan sien ons dat die kruis nie net 'n ongeluk of 'n tragedie is nie, maar ook die doel en vir ons die toekoms oopsluit. Hy ly, hy sterf, hy staan weer op en uiteindelik kry die dood nuwe betekenis, naamlik lewe deur sy dood. Wanneer ons kyk na die vroeë kerk, dan sien ons die apostels, die disippels van Jesus wat geleef het in daardie tyd, sien die kruis nie as 'n skande nie, maar juis as die sleutel tot die ewige lewe, die sleutel tot God se beloftes, die sleutel tot die Ou Testament as dit ware. En word die kruis vir ons sentraal om alles van die Bybel te verstaan. Dit is as te ware die lens van die Bybel. Wanneer ons saam met Jesus in die tuin van Getsemane is, dan sien ons die absolute pyn, die enorme spanning wat Jesus beleef het, bloed gesweet het, soos wat hy die beker van toorn drink, en daardeur vir ons geregtigheid bewerk. Dis in daai oomblik waar Jesus die sonde van die wêreld op homself neem, en ons in sy groot genade deelagtig word. Maar die vraag bly natuurlik vir ons, waarom hierdie enorme lyding, waarom hierdie pyn, waarom moes Jesus dit alles doen? En dan die kort antwoord is, God is liefde, maar God is heilige liefde. En God wat 'n regter is, kan nie net 'n blinde oog oor dit wat verkeerd en derglik en sonde is, en wat teen die grein van sy heiligheid gaan, maar net 'n blinde oog gooi nie. God moet 'n regstelling maak. En dit doen hy deurdat die Seun homself gewillig gee. Dis God wat beide die regter is, wat die doodstraf vereis, en God wat homself dan as die loon, as die instaan offer dan gee om hierdie sonde of die straf op homself te neem. Dis in daardie lig dat ons sien dat die woede, die wraak van God bevredig word, juis deur God, wat ook in sy genade gee. En dan kom dit vir ons eenvoudig neer, dat as ons dit alles raak sien, dan staan die kruis in ons eie geloofslewe so sterk en so vas, dat ons nie anderster kan as om te sê, God sy dank, prys die Here vir wat hy vir ons kom doen en gee het in die kruis. En dit is regtig waar ons bede, dat julle ook dit ter harte sal neem, sal koester, sal diep nadink oor wat die kruis vir ons baie prakties beteken in hierdie tyd. Ek wil tog julle uitdaag, saam met my, saam met Gerard, om daaroor na te dink, hoe kyk ons na God deur die kruis? Met ander woorde, hoe sien ons God, wat beide die regverdige regter is, en ook God, wat gewillig is om homself ter dood te laat veroordeel, om ons los te koop op die slawemark van sonde. Wat doen dit aan jou binneste? Dan ook, hoe is dit om vir 'n oomblik te verbeel, om te dink hoe God jou ook sien vandag deur die kruis? 'n Geliefde, duur gekoop, vrygespreek. Dit is hoe God ons ook vandag sien. Die geliefde deur die geliefde seun. Mag ons nou ook saam bid. Here Jesus, vir alles wat U op die kruis gedoen het,
Here, is daar genoeg woorde om U na waarde te dank. Ons prys U en ons loof U vir die goedheid en die guns wat U vir ons gee. In die naam van ons Here Jesus. Amen.